Ek wil vandag vir jou vra wat U is. Elkeen van U wat U is. Ek wil vir jou vra, waarna toe is jou pad? Waarna toe is jy op pad? Ek vra nie vandag vir jou hoe gesond jy is nie. Ek vra nie vir jou wat jy bereik het buite die geestelike lewe nie. Ek vra vir jou, waarheen is jy op pad? Net oor 'n paar jaar van nou af. Miskien 'n paar dae, miskien 'n paar ure. Maar kom ons sê net oor 'n paar jaar van nou af. Dis nie een van ons meer hier op hierdie plek waar ons nou is. So my vraag vir jou is, waarna toe is jy op pad? En daar's net twee weë. Daar's hierdie weg en daar's daai weg. Daar's hierdie bestemming en daar's daai bestemming. Nou as jy nog nie op hierdie bestemming is nie, is die boodskap nou nie vandag vir jou nie. Maar ek beveel vir jou aan, ek smeek en ek pleit by jou, maak jou saak reg, want die reddende genade van die Here het aan almal verskyn, sê die woord, en dis nie my eie woorde nie, dit sê die woord. Al wat ons hoef te doen, is om dit te vat soos 'n geskenk, te sê, dankie Here, dankie vir u genade. Maar ek wil vanoggend met jou praat as kind van God. As jy werklik gered is deur die bloed van Christus aan die kruis, aan dit wat hy vir jou en vir my gedoen het, as jy werklik 'n kind van God is, dan is hierdie boodskap vandag vir jou. En ek wil graag vir jou vertel, waarna toe is jy dan regtig op pad? En ons het gehoor van die versie wat ons gelees het, wat Paul gelees het. En dankie ook vir daai mooi woorde. 1 Korintiërs 2 vers 9, ook op die blaadjie wat staan. Maar soos geskrywe, nie soos wat hierdie persoon en daai persoon gesê nie, soos geskrywe, wat die oog, jou menslike oog, nog nie gesien het nie. En wat jou menslike oor nog nie gehoor het nie. En wat nog nie eens in jou gedagtes opgekom het, wat God vir jou voorberei het nie. Dis waarna toe jy op pad is. Met ander woorde, jy kan nie eens jouself in jou diepste verbeeldingsryk dit beskryf of besef wat God vir jou beplan het nie. En dis waarna toe ons op pad is. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, dankie Here, dat ons vanoggend uit die woord uit kan lees. En dankie Here vir die Gees wat vir ons vanoggend kom leer, waarna toe ons op pad is. Vader, ek wil vra, as die mense is wat se saak nog nie reg is nie, sal U deur die Gees en deur die almag en deur die genade daai persone terugruk, Here. Hulle sal terugruk wat op pad is na die slagpale toe, soos die woord sê. En ek vra, Here, dat U daai mense sal oortuig. Daai mense sal gered, Here. Daai mense se geestelike lewe sal genees. Ek vra, Here, vir ons wat hier is, wat waarlik gered is, dat U vir ons vandag die sluier so bietjie sal wegtrek, Here. Alhoewel ons nie naaste by kan besef en kan begryp wat U vir ons beplan het nie, want in die woord sê dit het nog nie eens in ons gedagtes opgekom nie. Vra ek, Here, om deur die genade net so bietjie vir ons te wys. Al wys U vir ons, Here, ons het geen benul wat vir ons wag nie. Vra ek, Here, dat U dit deur die Gees sal doen. En ek vra dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Vir u wat die Bybel saamgebring het, nooi ek u graag om oop te maak Openbaring 21. Anders kan jy dit net op die bord volg. Openbaring 21 vanaf die eerste versie. Die opskrif daar is dan die nuwe hemel
en die nuwe aarde. Vers 1 van Openbaring 21. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal wat God uit die hemel toeberei, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mens. En hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstigheid sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe. Verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Ons lees net tot so ver in die onfeilbare woord van die Here. Nou broer en suster in Christus, as ons nou vandag oor die hemel praat, dan dink baie van ons aan wolkies. Baie van ons dink aan engele. Baie van ons dink aan hierdie goue strate waarop ons sal loop. En ander dink aan hierdie wonderlike parels van hierdie hemelpoorte. Maar die vraag vir oggend is, wat is die hemel regtig? Natuurlik is daar goue strate, natuurlik is al daai wonderlike goed daar. Maar ek wil vir jou kom vra, wat is die hemel dan nou regtig? En as ons vandag die hemel kan definieer in menslike terme, sodat ons dit sal kan verstaan, of so bietjie daarvan sal kan verstaan, dan sal ons die hemel kan definieer as 'n plek. Die hemel is 'n plek waar ons ewig saam met Jesus Christus sal wees. Dit is ons definisie, soos wat ons dit kan verstaan. En die grootste wonder van hierdie plek, waar ons saam met Jesus gaan wees. Die grootste wonder is beslis nie die goue strate nie. Natuurlik is dit wonderlik, maar dis nie die grootste wonder nie. Dis nie die grootste wonder, is nie die parels en die edelgesteentes waarvan daar genoem word nie. En nog verder, die grootste wonder van hierdie plek is nie eers dit wat nie daar gaan wees nie. Die afwesigheid van pyn, die afwesigheid van lyding en die afwesigheid van dood. Dis nie die grootste wonder nie. Die grootste wonder van waar ons heen gaan saam met Christus, is dat ons saam met Christus sal wees. Dis die grootste wonder van die plek waarna toe jy op pad is as jy gehoorsaam was aan die roepstem van die Heilige Gees. Nou wanneer Johannes in die boek Openbaring dit probeer vaspen. Onthou nou net, Johannes was opgeruk en hy kyk nou uit 'n hemelse perspektief en hy probeer dit verwoord. En Johannes praat van die nuwe hemel en die nuwe aarde, ons het dit gelees, en hy praat van die nuwe Jerusalem. Sien hy dit uit 'n hemelse perspektief. In die Ou Testament
is daar profete wat die hemel gesien het van 'n aardse perspektief. En alhoewel hierdie perspektief in sekere mate verskillend is, stem dit saam. En dit praat eintlik dieselfde taal, as jy hierdie verskil kan sien. Hulle wys almal uit 'n hemelse perspektief, soos Johannes, en van die Ou Testamentiese profete uit 'n aardse perspektief, wys almal na hierdie wonderlike plek wat vir jou en vir my voorlê. Ons moet ook verstaan dat hierdie ewige plek 'n plek is van God se heerlikheid. Groot en wonderlik. En weet jy wat? Ons sal nie hierdie nuwe Jerusalem en nuwe aarde en nuwe hemel kan ingaan met hierdie vlees van ons nie. Ons sal dit net kan sien in 'n verheerlikte liggaam. Want hierdie liggaam van jou is nie geskik om daarin te gaan nie. So ons gaan in ons verheerlikte liggaam wees. En daarom is hierdie hemel wat ons vandag praat nie net 'n geestelike idee of 'n vaardroom daar ver nie. Nee, dit is 'n werklikheid. So seker as wat die Here lewe, so seker as wat jy vandag hier sit, is dit 'n werklikheid en dis 'n toekomstige werklikheid. En dit is 'n plek waar elke kind van God op pad is na. En ek het vir jou gevra, waarna toe is jy op pad? En as jy 'n kind van God is, dan het jy rede om vanoggend bly te wees. Maak nie saak van jou omstandighede nie. Maak nie saak van waarin jy nou sit hier op aarde nie. Jy weet waarna toe is jy op pad. En weet jy wat? Ons kan nie eers 'n greintjie van die glorie daarvan vasvang in menslike woorde nie. Ons kan nie, dis bo ons vermoë. Om net so bietjie te begryp, ons kan dit nie eers doen nie. Daarom is die tema vandag aan jou kind van God. Daarom is die tema vandag vir jou die helfte, of ons kan eintlik sê meer as die helfte, is ons nooit aangesê nie. Die meer as die helfte is nie vir ons vertel wat God voorberei het vir die wat hom liefhet nie. Dit oortref alles wat jy met jou oë al in jou hele lewe gesien het. Dit oortref alles wat die mooiste klanke wat jy al in jou ore gehoor het in hierdie lewe, dit oortref dit by verre. En het ons nie mooi plekke in hierdie wêreld wat die Here vir ons gegee het om te sien nie. Dit oortref alles wat jy gesien het en wat jy gehoor het. En verder dit as dit. Dit oortref alles wat nog hier in jou hart opgekom het. Dis wat die woord van God sê. En die woord is God, daarom kan ons sê, die Here sê vandag vir jou, as die samekoms van gelowiges, dit het nog nie in jou hart opgekom nie. 'n Tyd gelede, oor die afgelope 3 of 4 weke, is hierdie onderwerp min of meer dieselfde na my toe gekom. En ek glo dis die werking van die Heilige Gees. Verskillende mense, verskillende tipe vrae, maar daar is so 1 of 2 wat my werklik opgeval en werklik geraak het. En veral een persoon wat vir my gesê het, ek is nou bang vir die ewigheid. Ek is bang vir dit wat voor lê. En toe ek dit hoor, het dit my diep geraak, so 2 weke terug. En ek het agtergekom, baie gelowiges voel so, hulle is bang vir dit wat voor lê.
Nie omdat hulle nie gered is nie. Ons praat met die geredde kinders van die Here vandag. Hulle is nie bang daaromtrent nie. Hulle is nie bang omdat hulle nie die Here nie liefhet nie. Maar omdat die hemel vir hulle onbekend is. Natuurlik is dit onbekend. Die woord sê so. Dit het nog nie in ons gedagtes opgekom nie. Volgens my, en hierdie is my opinie, is hierdie bangheid in die meeste kere die manier van oorgaan van hierdie lewe na die volgende lewe. Hoe sal ek hierdie lewe verlaat om in die nuwe lewe in te gaan? En bang is dalk 'n beskrywende woord, want ons almal wonder tog maar, sal dit 'n skielike dood wees? Sal ek op die siekbed lê? Hoe sal ek oorgaan? En dit is half natuurlik om te sê ek is bang daarvoor. Dit kan mens begryp natuurlik. En ons gaan vandag kyk nie na die proses van oorgang nie. Dis 'n ander geselskap. Wat kan jy verwag die oomblik as jy oë toemaak? Ons gaan nie vandag daarna kyk nie. Ons gaan kyk wat lê in die ander kant van die doodsjordaan. As jou saak reg is en jy is bloedgewas deur die bloed van die lam. En ek gaan vir julle een ding sê. Elkeen van ons gaan verbaas staan. Maak nie saak hoeveel kennis jy het, of jy die Bybel ken van buiteblad tot buiteblad nie. Dit maak nie saak wie jy is nie. Elke een van ons gaan verbaas staan. Daar's nie 'n ander woord om te sê, wow, die helfte is my nooit aangesien nie. En ons gaan agterkom, dit wat ons geleer het in die woord is waar. Maar die helfte is my nooit aangesien. Nou natuurlik die maklikste manier om hierdie vir iemand te beskryf of te antwoord wat jy nie kan doen nie. As iemand wil praat van wat voorlees, sê net vir die persoon, gaan net dood en gaan kyk vir jouself. Maar ongelukkig kan ons dit nie so sê nie. Ons kan dit nie so sê nie. Want ons almal het uitdagings. En mense kan dit verkeerd interpreteer. En in elk geval as ons sy liggaam op aarde. God het ons hier geplaas met 'n doel, om hom te verheerlik. En hy het vir ons 'n groot opdrag gegee, gaan en maak disippels. So jy kan nie hierdie woord net vir iemand sê nie. Maar jy kan soos Paulus sê, ek verlang om heen te gaan. En weet u wat se wonderlike gevoel bring dit nie hier in jou hart, as jy kan sê soos wat Paulus gesê het nie. Ons weet hoe hierdie aarde van ons lyk. Ons weet hoe wonderlik en hoe mooi het God hierdie aarde geskaap. Ons was dalk op Tafelberg, ons was dalk in die Keerwiltuin, ons was dalk op tropiese eilande, ons was dalk op die mooiste mooi, met die sonsondergang en die sonsopkoms, of in Namibië. Ons weet hoe hierdie aarde lyk. Of ons het min of meer 'n idee hoe hierdie aarde lyk, maar jy weet tog hoe jy dit al ervaar het en hoe mooi dit is. Elkeen van ons wat hier sit, weet wat pyn is. Of dit nou liggaamlike pyn is, of dit nou geestelike pyn is, elkeen van ons ken dit in 'n mindere of in 'n meerdere mate. Ek glo elkeen van ons wat hier sit, weet hoe 'n begrafnis lyk. Ons weet om afskeid te neem van iemand. Maar niemand van ons het nog die nuwe hemel, die nuwe Jerusalem en die nuwe aarde gesien nie. En daarom kyk sommige mense met onsekerheid na dit wat voorlê vir jou, oom Tannie. Jong mens, moenie dink is net ou mense nie. Dis jong mense ook. Dis regdeur almal van ons wat hier sit. En baie geliefdes besef dat die Bybel beskryf nie die hemel baie mooi nie. Gedeeltelik hier en daar
sê die Bybel tog vir ons iets van wat lê vir ons voor. Die Bybel sê ons hoef nie bang te wees as jy in Christus is nie. Inteendeel, dit maak jou so opgewonde dat jy alles sien wat vandag in jou lewe gebeur as niks. Hierdie pyn en lyding en stryd verdwyn soos mis voor die son. Die Bybel beskryf hierdie hemel en hierdie plek wat ons saam met Jesus gaan wees so wonderlik dat ons 'n verlange kan hê om uit te sien daarna. Wanneer Johannes wat Openbaring geskryf het, dit probeer skryf vir ons as kinders van God, word sy woorde letterlik op. Sy woorde word klaar. Hy het nie woorde, mense woorde om dit te beskryf nie. Wanneer Paulus dit vir ons probeer verduidelik. Nou onthou Paulus is ook gewys so bietjie van hoe dit gaan lyk eendag. Paulus probeer dit vir ons verduidelik. En Paulus sê vir ons, dit kan nie uitgespreek word nie. En wanneer God self vir ons wil vertel hoe dit lyk, sê God net, kyk, ek het alles nuut gemaak. En daarom kan ons vandag sê, ons gaan eendag sê, die helfte is ons nooit vertel nie. Want eendag, en eendag klink so ver, ek kan dalk sê binnekort wanneer ons daar aankom, gaan ons ontdek, alles wat ons gehoor het, alles wat ons gelees het, is waar. Maar meer as die helfte is my nooit vertel nie. Ons leef in 'n wêreld, in hierdie wêreld waar ons nou leef, waar mense altyd terugkyk, nie waar nie. Hoe gereeld hoor ons nie en hoe gereeld sê ons nie die goeie ou dae. Of ons sê toe dinge nog beter was. Of ons sê toe ek nog jonger en gesonder was, toe kon ek hy sak mielies optel. Wanneer ek nog gesonder, beter was. Toe my verstand nog helderder was en toe ek bietjie meer krag gehad het. En ek kan vir jou waarborg, jy lyk vandag nie, as die Here vertoef om te kom en jy behou die lewe, lyk jy vandag nie soos wat jy oor 10 jaar gaan lyk nie. En ek wil vir jou sê, vir die kind van God, vir die ware kind van God, nie vir die godsdienstige mens nie, vir die gelowiges in Christus, lê die beste nog voor. Lê die beste tyd nog voor. Afrikaans het baie mooi name, maar ek skil om 'n Afrikaanse woord te kry, soos wat Engels sê, the best is yet to come in jou lewe. Johannes sê, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. God se plan is oneindig groot. En God se plan eindig nie by 'n begrafnis nie. God se plan eindig nie by die liggaamlike dood nie. God se plan eindig nie by die hospitaalbed nie. God se plan eindig nie wanneer jy te sterwe kom nie. En daar's 'n predikant in Port Elizabeth wat gesê het, wanneer jy gehoor het dat ek oorlede is, moet dit nie hoor nie en moet dit nie glo nie, want nou is ek meer lewendig as wat ek ooit was. Sjoe, wat 'n woorde sê daai dominee nie.
En daar is nog 'n hoofstuk in jou lewe. In elkeen van ons wat hier sit se lewe. Daar is nog 'n eindbestemming. Daar is nog 'n tuiskoms vir jou en vir my. En dit is soveel groter as wat ons ooit sal kan verstaan. Nou wil ek u graag 'n verhaal vertel. Toe ons kinders was, en my broer sit hier, hy kan vir u sê of ek oordryf of onderdryf, hy sit hier so. Toe ons kinders was, het my pa vir ons dan en wan vertel. Hier in die 1920s en 30s het hulle gebly op 'n plaas tussen Heilberg en Villiers. Nou toe hulle klein kinders was, in ouderdom van so 5, 6 dae rond, het hulle die plaashekke oopgemaak vir die mense wat met die karre tussen Johannesburg en Durban gery het. Stel jouself voor, die hekke word oopgemaak. En daar is nog plekke in Namibië wat dit nog gedoen word, maar stel jouself voor die N3, die hoofroete van Suid-Afrika, tussen Johannesburg en Durban, 1920-30. En ek het toe daaraan bietjie gaan oplees daaroor, daar was gemiddeld 10 karre per dag wat daardeur gegaan het. En jou reistyd was tussen 2 en 4 dae. So my pa het my vertel dat hulle hierdie hekke gaan oopmaak het en eendag, toe hulle nog so honger was daar op die plaas, toe gee Tannie vir hom die lekkerste tamatie en eie broodjie wat hy in sy lewe nog geëet het. En dit het my baie, baie, baie diep geraak, die verhaal wat mense vertel. En vandag ken ons net tolhekke, nie meer plaashekke, nie meer die grondpaaie nie. Nou ja, my pa het verder vertel dat my ouma, wat ek natuurlik nie geken het nie, wat in die 1800s, laat 1800s gebore is, sy het in daai area groot geword, so sy het nog nooit die see gesien nie. En eendag toe die geleentheid daar is en die gemiddelde mens kon daarom nou 'n motorkar. En as jy van die ouer mense is, wil ek graag weet, hoekom het die ou mense altyd gesê dis 'n skotskar? Ek weet nie, ek probeer dit nog uitvind. My ou mense het altyd gepraat van 'n skotskar. En hulle het gepraat van die Kaapkolonie. Dis 'n ander tipe taal wat ons vandag praat. Nou vir die gemiddelde mense wat toe nou 'n kar kon bekostig het en op begin ry het, so was hulle nou in 'n bevoordeelde posisie om dalk as 'n gesin of hoe ook al my ouma see toe te vat wat nog nooit die see gesien het nie. Nou kan ek vir myself net indink, die ouma kon dalk nou al ernstig 'n foto van die see gesien het. Ek weet nie of daar al foto's was in daai tyd nie. Maar sy het beslis al seker stories gehoor van iemand wat al by die see was. En sy het seker al gehoor van mense wat daar probeer verduidelik het hoe mooi is hierdie see. Hoe dit daar ryk. Hoe die golwe slaan. Iemand het dit probeer verduidelik dalk. Dit moes wees. Daarom het sy seker gegaan. Maar sy het dit nog nooit self gesien of beleef nie. En toe kom die dag. En wat ek kan onthou. En wat ek net kan in my geestesoog kan voorstel. Ek onthou wat vir my vertel is toe ek 'n kind was van dit. Maar nou sien ek hierdie prentjie van hierdie ou tannie wat uit die kar uit klim en dan dalk daar oor die sandheining loop na die see toe. En daar staan sy bo op die duin en sy sien die see vir die eerste keer. Die eindlose blou van hierdie groot dam. Die branders, die vars lug, dalk die seemeeuwe wat vlieg. En sy sien hierdie krag van die see. En hierdie groot uitgestrektheid van hierdie magtige see. Heel waarskynlik vir 'n oomblik het sy net daar gestaan vir 'n paar sekondes sonder woorde. Net verwondering van hierdie pragtige blou mooi see. Alles was haar vertel, ja, van die see.
Maar dit wat sy nou sien, kon sy haar nooit self indink nie. Niemand kon regtig tog vir haar vertel hoe die see lyk en hoe dit ruik nie. Nou hierdie is maar 'n eenvoudige aardse verhaal en ek is seker daar sal heelwat verhale opgeteken wees en u wat dalk die ouer geslagte ken, onthou wat jou pa jou vertel het, is daar baie sulke geleenthede. Of selfs jy, as jy die eerste keer by Victoria Watervalle kom, ek en my seun was daar vir besigheid. En toe ons by die Victoria Watervalle verby het, dink ek, ag, ons is mos maar hier. Kom ons gaan kyk maar. En ek gaan vir u sê, "Sjoe, dit het my meer geraak as wat Tafelberg my geraak het." Nou, hoeveel te meer, broer in Christus, as die aardse goed ons so kan beïndruk. En ons kan sê, "Ja, die helfte is my nooit eens vertel nie." Soos vir die Victoria Watervalle, ek het al gehoor van dit, maar ek het dit nog nooit gesien nie totdat ek daar was en gesê, "Wow." En hoeveel te meer, en ek glo, dit gaan eendag met ons almal gebeur. 100,000 keer vermenigvuldig. As jy gered is, dat jy daar gaan staan en sê, "Wow. Alles wat ek gehoor het is waar. Maar die helfte is my nooit vertel nie." Vandag praat ons om weer as ons saam met Jesus gaan wees. En ons praat met die gelowiges. En ons praat oor wat voor lê, die plek wat vir ons voor lê. En ons praat van die hemel. Nou die hemel het seker teologiese verduidelikings, maar ons praat van die plek waar ons ewig saam met Jesus gaan wees. Maar ons het dit nog nooit gesien nie. En daardie dag kom vir ons almal, vroeër of later. Ek is seker, ons sal dalk ons oë sluit. En as ons oë sluit aan hierdie kant en ons maak dit oop aan die ander kant, sal ons sê, ek het dit nie verwag nie. Here, niemand het my voorberei van hoe wonderlik dit is nie. Ons het gesê, Paulus het iets gesien wat hom ewig verander het. En hy probeer vaspen hier in die Bybel. Paulus skryf, hy is weggeruk na die derde hemel. Daar's 3 hemels. Die eerste hemel is waar die voëls en die vliegtye vlieg. Die tweede hemel is waar die sterre is. En die derde hemel is natuurlik waar God op sy troon sit. Daar's 'n klomp hemel verduidelikings. Ons kan seker nou maar die Griekse name kry, maar ek dink dis almal het dit so. Daar's meer as een hemel. En hy sê, ek het onuitspreeklike woorde wat ek nie vir jou kan vertel nie. Daar was dinge wat ek gesien het waarvoor aardse woorde nie bestaan nie. En nou begin ons begryp, hoe kon hierdie man Paulus sê, want vir my in hierdie lewe hier nou is die lewe Christus, maar dit wat voor lê vir die sterwe is 'n wins, want hy het iets gesien wat ek en jy nog nie gesien het nie. Omdat Paulus geweet het, in 'n mindere mate, maar hy het meer geweet as ek en u, wat vir hom wag, het hy gesê, ek verlang om heen te gaan en saam met Christus te wees. Want dit is by verre weg die beste. Nie beter nie as die plek waar ons is nie, maar verre weg die beste is dit wat hy gesien het. En nou as Paulus net vir 'n paar minute die heerlikheid daarvan gesien het, en daarna bereid was
om alles vir Christus te verloor. Hoeveel wonderliker moet dit nie wees as ons nou weet dat ons nie weet eers wat voor lê nie. Al wat ons weet, meer as die helfte, soos die koningin van Skeba gesê toe sy Salomo se koninkryk sien. Meer as die helfte is my nie aangesê nie. Nou wil ek vir jou sê, ons gaan nie sê die helfte nie, ons gaan sê, daar's amper niks vir my vertel van dit wat voor lê nie. Jesus sê self, Jesus Christus wat die skepper van die hemel en aarde is, hy sê self, ek gaan om vir jou 'n plek voor te berei. Die skepper van die hemel en die aarde en die heelal sê, ek gaan om vir jou 'n plek te berei. Johannes noem dit 'n nuwe Jerusalem en 'n nuwe aarde. In 'n stad, hy probeer die stad wat blink van heerlikheid te beskryf. 'n Stad wat onbeskryflik mooi is. Abraham in die Ou Testament, hy het daarna uitgesien. Johannes het dit gesien. Paulus weet daarvan. Jesus het dit voorberei. Eendag gaan ons dit betree. En ons praat dikwels oor die hemel. Maar ons sal weet nie wat daar is, vir ons nie gaan wees, of wat daar vir ons gaan wees nie. Kom ons noem net 'n paar aardse benaming, paar aardse woorde. Want jy sien, die wonderlikheid van die hemel is nie net dit wat daar gaan wees nie, maar ook dit wat nie daar gaan wees nie. Dit maak die hemel nog meer spesiaal oor dit wat nie daar gaan wees nie. En wat gaan daar nie wees nie? Daar gaan geen trane wees nie. Geen trane nie. Geen dood nie. Geen begrafplase nie. Geen kiste nie. Geen laaste groet by iemand by 'n sterfbed, soos wat ons ook hierdie week iemand moes by 'n sterfbed gestaan het nie. Geen rouklere nie. Geen pyn nie. Ek is seker, is mense wat of vanoggend of vandag of vanaand nog pyn het. Geen pyn nie. Geen kanker nie. Geen artritis nie. Geen operasies nie. Geen hartprobleme nie. Geen hospitale nie. Geen medikasie nie. Geen moeite. Geen spanning. Geen stres nie. Geen slapelose nagte nie. Geen finansiële druk nie. Geen bekommernis oor die dag van môre of die week wat kom nie. Geen bekommernis nie. En weet jy wat? Geen sonde nie. Kan jy jouself so 'n plek voorstel? Geen leuns, geen bedrog, geen jaloesie, geen hoogmoed, geen bitterheid, geen korrupsie, geen misdaad, geen Satan, geen versoekings. 'n Wêreld wat totaal en al in geregtigheid woon. En een van die vrae wat by mense dikwels inkom, sal ons nie hartseer wees oor die familie wat nou nie daar is nie. Nou die Bybel gee nie vir ons 'n direkte antwoord daaromtrent nie. Maar daar's genoeg in die Bybel vir ons opgeteken om te verstaan dat sê alles het verbygegaan. Jesaja sê natuurlik vir ons, aan die vorige dinge sal nie gedink word nie. En dit sal nie eens in jou hart opkom nie. Nou jy kan vir jouself die antwoord daar uitkry. God gaan nie die hemel vul met pyn soos wat ons in aarde ken nie. Alles wat jou vandag laat huil,
is daar nie meer nie. Alles wat jou laat wakker lê in die aande, dat die sweet jou aftap, gaan daar nie meer wees nie. God self gaan die laaste traan afvee. Geen herinnering sal ooit jou vreugde steel nie. Geen verdriet sal ooit weer jou geluk beïnvloed nie. Maar geliefdes, broers en susters in Christus, die grootste wonder, soos ons nou gesê het van die hemel, is nie die goue strate nie. Is nie die parelpoorte nie. Dis nie die rivier wat ons van lees, die rivier van lewe of die boom van die lewe nie. En nog baie ander goed nie. Die grootste wonder sal wees, ek sal hom, Jesus Christus, van aangesig tot aangesig sien. Die een wat jou vergewe het. Die een wat jou deurgedra het in die stryd waarin jy nou is. En weet jy wat? Ons gaan hom sien. Nie deur geloof nie. Want geloof is 'n vaste vertroue aan dit wat ons nie kan sien nie. So nou gaan ons Jesus nie meer deur die geloof sien nie. Ons gaan hom nie meer deur die hoop sien nie. Ons gaan hom nie meer deur ons verbeelding sien nie. Ons gaan hom van aangesig tot aangesig sien vir die eerste keer. Vir ewig en vir altyd. En dit is waaragtig, sê die Bybel, die waarheid. En daar's baie vrae in mense se harte. Waarom nou hierdie pyn? Waarom nou hierdie verlies? Waarom nou hierdie kind verloor? Waarom nou daai mens verloor? Waarom nou hierdie tragedie? Waarom nou my besigheid verloor? Maar Paulus sê nou ken ek ten dele. Soos jy al hierdie vrae het in jou hart. En daar's baie vrae. Paulus sê, en dit sluit so mooi aan, ek ken ten dele, maar eendag sal die sluier gelig word en ek sal ten dele, ek sal ten volle verstaan, nie meer ten dele nie. Eendag sal ons nie meer deur 'n spieël en 'n raaisel sien nie, maar ons sal Jesus van aangesig tot aangesig sien. Eendag gaan ons aan God se voete sit en ons gaan hom verstaan, die plan waardeur God jou vandag gestuur het. Broer en suster in Christus, ek sluit nou af. Ek dink dikwels ook aan hierdie oomblik. Wanneer jy jou laaste asem sal uitblaas in hierdie lewe. En wanneer jy jou eerste asem sal kry in die heerlikheid hierna. Die laaste traan hier op aarde, maar daai eerste glimlag, wanneer jy Jesus Christus sal sien. Die laaste pyn hier in 'n oogwink, is al die pyn verby. Die eerste vreugde aan die ander kant. Die laaste keer dat ons deur geloof leef, want daar kan ons in werklikheid leef en Jesus sien soos hy is. En dan sal ons verstaan waarom Abraham en die ander profete in die Ou Testament gesê het, ek sien uit daarna. Ek sien uit daarna. Johannes wat sprakeloos gestaan het terwyl hy dit moes opgeteken het. En die nuwe Jerusalem. Onthou Psalm 90, gaan lees dit maar sê, jou lewe hier op aarde, baie kort. En of jy nou dink, ek praat nou nie die waarheid nie, of jy nou dink, die lewe is lank, dit maak nie saak. Psalm 90 sê, jou lewe hier op aarde, gaan vinnig verby.
Ek dink die beste manier om dit uit te vind, gaan praat met ouer mense, gaan vra vir hulle net hoe die laaste paar jaar verbygesnel. En dis presies wat Psalm 90 sê. Psalm 90 sê ons vlieg daarna. So moenie jou hoop op hierdie aarde stel in hierdie lewe nie, want dit is vinnig. Soos handomkeer kan ons voor Vrydag 'n begrafnisie hou en dit kan joune wees of dit kan myne wees. En ek glo met my hele hart dat elke verloste kind van God op daardie dag dieselfde of min of meer dieselfde woorde sal sê, wow, Here, alles wat ek gehoor en gelees het, van dit is waar, maar die helfte is my nooit vertel nie. Mag die Here vir ons vat en laat ons hoop in Christus is. Ons sê altyd, ons is nie hopeloos nie. Maak nie saak van die omstandighede hier nie. Maak nie saak van jou uitdagings hier nie. Ons het hoop omdat ons in Christus is. Omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. En daarom kan ons sê, what a day it will be, my Jesus, I will see. Vader, dankie Here, dat ons vandag deur die Gees en deur die woord, Here, kan verstaan, Here, dat ons nie verstaan nie, dat ons weet, Here, dit het nog nie by ons gedagtes opgekom nie. Maar dankie Here, dat ons soos Paulus kom sê, ons sien uit daarna, om by Jesus te wees. En ons verlang daarna om heen te gaan, Here, en ons kan nie wag om te gaan nie. Maar vir die werk wat ons nog hier het, en omdat ons die liggaam van Christus is op aarde, vra ons Here om ons toe te rus vir die werk waarvoor U ons geroep het. En ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen.